Vandag is donderdag 20 Augustus. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 13. Ons gaan lees uit die 1983 vertaling. Maar voor ons by dit gaan stilstaan, wil ek jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek en in hierdie oomblik doelbewus te draai na God wat teenwoordig is. Hierdie is 'n oomblik van tuiskoms. Tuiskoms by die wete dat God my ken, in my geharwar, in my verlangens, in my emosies. En daarom wil ek jou nooi om sommer net met dit wat in jou is in hierdie oomblik, vir 'n paar oomblikke stil te sit, diep asem te haal en te kom net soos wat jy is. En kom gee dit in hierdie oomblik vir die Here. Psalm 13 is 'n psalm waarin Dawid baie eerlik met God praat oor sy gevoel van verlatenheid. Uiteindelik eindig die psalm ook weer in Dawid wat rus vind in God se trou. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Dalk ken jy hierdie woorde. Dalk is daar ook iets in jou eie lewe waarvoor jy hierdie vraag in jou eie hart dra. Hoe lank nog voordat iets verander? Hoe lank nog voordat ek verstaan? Hoe lank nog voordat hierdie swaar gevoel verbygaan? Hoe lank nog, Here? Die psalmdigter help ons om te besef, ons moet nie hierdie vraag in ons harte wegstoot nie. Maar dit nooi ons om dit eerlik voor God in stilte te bring. En daarom wil ek jou nooi om vandag vir die Here te sê, Here, dit is wat my hart vandag vra. En laat toe dat jou emosies en jou hele menswees dit voor die Here kom neersit. Hartseer, moegheid, teleurstelling, vrees, eensaamheid, twyfel. Die wonderlike wat hierdie psalm ons mee help is om te besef, God word nie bedreig deur ons eerlikheid nie, deur ons twyfel nie. Hy nooi ons om met ons hele hart by hom te kom sit. Gebruik hierdie oomblik daarvoor. Dawid vra,
Hoe lank gaan U nog van my vergeet? Miskien voel God soms vir jou ook ver en weg. Maar 'n gevoel van afwesigheid beteken nie dat God afwesig is nie. Laat hierdie waarheid vandag in jou hart insak. God is hier. Nie omdat jy dit kan voel nie, maar omdat God getrou is. Dink daarom vandag aan 'n plek in jou eie lewe waar jy tans dalk onsekerheid beleef. Moenie probeer om dit op te los nie. Plaas dit eenvoudig vandag in God se hande deur te sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek gee ook hierdie deel van my lewe aan U. Psalm 13 beweeg op die ou einde van klagte na vertroue as Dawid sê, maar ek vertrou op U liefde. Let op die woordjie maar. Dit help ons om te verstaan dat die omstandighede van Dawid nie verander het nie. Dawid verander, hy kies om sy vertroue te verskuif van wat hy sien na wie God is. Here, ek vertrou op U. God se troue liefde is nie 'n liefde wat verdwyn wanneer ek en jy sukkel nie. Dis nie 'n liefde wat ons moet verdien nie. Dis 'n liefde wat bly, dis 'n liefde wat ons vashou. En daarom beweeg dit vir Dawid op die ou einde om aan die einde van die Psalm te sê, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Hy sing nie noodwendig omdat alles gemaklik geword het nie. Hy sing omdat hy onthou en ervaar, God is getrou, God is goed, en God het hom nie vergeet nie. Laat hierdie waarheid ook vandag in jou hart afsak, en ontvang dit as God se beloftes vir jou. Here, dankie dat ek met al my vrae na U toe mag kom. Dankie dat ek nie my hart vir U hoef weg te steek nie. Wanneer ek vra, Here, hoe lank nog, herinner my daaraan dat U steeds hier is. Kom gee my vrede vir hierdie oomblik. Gee my krag vir die volgende tree. En leer my om U te vertrou,
selfs waar ek nog nie die antwoord sien nie. Amen.